Hallo julle, ek is Cecilia. Welkom by Dis Hoe Ons Moor, die plek waar ons die donkerste hoeke van menslike gedrag verken terwyl ons kreatief verkeer en stories vertel wat jou snags wakker hou. Vandag delf ons in Dis Hoe Ons Eet in. Ek neem jou na die laaste maaltye van 10 bekende moordenaars. Ons kyk nie na hulle misdade nie, maar na die kos wat hulle gekies het net voor hulle laaste oomblik en wat dit dalk oor hulle sê. Jy kan dit selfs probeer maak as jy durf of net luister en wonder wat hierdie eenvoudige bordkos vir hulle beteken het. Perfek vir die nuuskierige siel wat graag aan die donker tafel van geskiedenis wil aansit. Daar is iets vreemd aan die laaste ete. Nie net wat mense kies om te eet nie, maar waarom? 'n Laaste hap voor stilte, 'n laaste geur voor vergetelheid. Vanaand neem ek jou saam op 'n reis deur 10 donker verhale. 10 mense wat die wêreld met vrees gevul het, maar wat in hulle laaste oomblikke net mens was. Die tafel is gedek, die silwerware blink en die dood wag net buite die deur. Welkom by die laaste happie. Ted Bundy, die gesig van charme en skadu. Hy was die man wat Amerika se nagmerries 'n gesig gegee het. Hy was intelligent en karismaties, die laaste persoon wat jy sou vermoed van moord. Maar agter daardie glimlag was 'n yskoue manipuleerder wat oor 10 state heen jong vroue verlei, gemartel en vermoor het. Bundy was bekend daarvoor dat hy homself in die hof verdedig het, sielkundig met sy slagoffers se families en selfs met die regter gespeel het. Sy manipulasie was so subtiel dat sommige mense hom tot op die einde bly verdedig het. In sy laaste dae in Florida State Prison was Bundy onrustig. Hy het uiteindelik erken aan meer as 30 moorde, net om die tye van sy teregstelling uit te rek. Op 24 Januarie 1989 het duisende mense buite die tronk saamgedrom, partytjie gehou en Burn Bundy Burn gesing toe die elektriese stoel aangeskakel is. Bundy het geweier om iets spesiaals te bestel. Hy het die standaard ete gekry. Steak, medium rare, roereiers, hash browns, roosterbrood met botter en konfyt, melk, koffie en lemoensap. Interessant genoeg, daar word gesê hy het amper niks geëet nie. Die standaard ete, niks spesiaal nie, was dalk sy laaste poging tot beheer, 'n stil verwerping van die stelsel wat hom nou sou doodmaak. Vir Bundy se ontbytbord braai hy 'n steak tot net effens pink in die middel, klits eiers met 'n bietjie sout en botter tot lig en romerig, maak hash browns met gerasperde aartappels en 'n knippie sout, goudbruin aan elke kant, bedien met roosterbrood en swart koffie. 'n Ontbytbord, gewoon, amper huislik. Dis vreemd toe die dood soms lyk soos 'n maandagooggend, maar ons volgende ete is alles behalwe huislik. John Wayne Gacy, die moordenaar met die gesig van 'n nar. Gacy was 'n gerespekteerde sakeman, 'n politieke vrywilliger en 'n man wat as Pogo the Clown by kinderpartytjies opgetree het, maar onder die gremering het hy 'n donker geheim gedra. Hy het 33 mans en seuns verkrag en vermoor tussen 1972 en 1978. Baie van hulle liggame was onder sy huis se vloer begrawe. Gacy het op die einde nooit ware skuld erken nie. Hy het gesê, "I'm the 34th victim." Op die aand van sy teregstelling het hy gesels met die wagte en selfs grappe gemaak. Sy laaste woorde, "Kies my koud, arrogant en sonder berou." Gacy het KFC hoender, gebraaide garnale, Franse skyfies en arbeye bestel. Hy het vroeër as bestuurder van 3 KFC takke gewerk. Die ete was dus 'n vreemde, nostalgiese keuse. Die kos van sy vorige normale lewe, herinnering aan sy masker van normaliteit. Die soet arbeye teenoor die vetterige hoender, dalk 'n ironiese laaste kinderpartytjie. Vir Gacy se laaste fees maak jy brosoondoener of ligbraaihoender met 'n mengsel van meel, paprika, sout en peper. Bak of braai tot goudbruin, bedien met Franse skyfies en 'n paar vars arbeye aan die kant, kontrasteer die soet met die sout. Partymal is die lag net 'n masker. Agter die verf, agter die glimlag, wag iets donker. Maar party mense het nie maskers nodig nie. Hulle dra hulle pyn soos koffie, sterk, swart en sonder suiker.
soos Eileen Warnows, die vrou wat teruggeslaan het. Eileen se storie is tragies. Sy het in 'n gewelddadige, armoedige huis groot geword, was as tiener haweloos en het as sekswerker oorleef. In die 1980s het sy 7 mans doodgeskiet. Sy het beweer hulle het haar probeer verkrag. Media het haar die monsterlike vrou genoem, maar ander het haar as 'n produk van trauma gesien. Sy het in haar laaste onderhoud gesê sy weet haar siel gaan rus, maar sy het ook paranoid geraak. Geglo mense hou haar dop. Haar laaste woorde was, "I'll be back." Sy het net 'n koppie swart koffie gevra. Geen suiker, geen melk. Die bitterheid van haar lewe gedistilleer in 'n enkele drankie. 'n eenvoudige keuse wat alles sê. Vir Eileen se bitterkoffie gebruik jy donker gebrande bone, laat dit stadig drup deur 'n filter. Geen kos nie, geen nagereg, geen versoek vir iets mooi of troostryk nie, net 'n koppie swart koffie, donker, bitter en eerlik. 'n Koppie koffie, net dit. Dis vreemd hoe 'n lewe so vol geweld kan eindig in iets so stil, maar ons volgende verhaal bring koue rillings van presiese beheer en eis. Timothy McVeigh, die stilstorm. Hy was die man agter die Oklahoma City bomaanval in 1995 wat 168 mense doodgemaak het, insluitend kinders. Hy was 'n voormalige soldaat met 'n diep haat vir die Amerikaanse regering. Hy het geglo hy veg teen onderdrukking. McVeigh het sy teregstelling gekyk op 'n monitor, uitdrukkingloos, amper trots. Hy het Invictus aangehaal. I am the master of my fate. Met geen trane en geen spyt. Hy het net een ding gevra, 'n liter mint chocolate chip roomys, koud, soet en groenerig, amper kindlik, 'n grillerige kontras met sy dade. Vir McVeigh se koue nagereg gebruik jy vanille roomys as basis, meng met vars kruisement en donker sjokoladestukkies, bedien in 'n groot bak met 'n metaallepel, eenvoudig, presies en koud. Soet en onskuldig, maar vernietigend. Soms is die grootste monsters nie die wat skree nie, maar die wat stil is. En soms sê enkele gebaar meer as 1000 woorde. Victor Fugger was die stil een. In 1963 het Fugger 'n dokter ontvoer en doodgeskiet. Hy was nie 'n reeksmoordenaar nie, net 'n eensame, versteurde man. Hy was die laaste persoon in Iowa tereggestel voordat die doodstraf afgeskaf is. Hy het net een enkele olyf gevra, met die pit nog binne. Hy het gesê, hy hoop 'n olyfboom sal uit sy graf groei. 'n Simbool van vrede, dit was sy laaste poëtiese boodskap. Vir Fugger se olyf van vrede, slegs een groen olyf. Ja, jy kan dit in olie bedek met 'n bietjie sout sprinkel. Hy het nie gevra vir styk of sjokolade of wyn nie, net een olyf, soos 'n saad van skuld, toegedraai in stilte, 'n laaste boodskap aan die aarde self. Dat selfs uit iets so bitter iets mooi kan groei. Maar nie almal het vrede gesoek nie. Sommiges wou nog net een smaak van sonde hê, een happie wat herinner aan die lewe wat hulle gesteel het. Soos Gary Gilmore, die man wat gesê het, let's do it. Hy het geskiedenis gemaak sonder om te probeer. Side note, Gary Gilmore se laaste woorde, kom ons doen dit, het later as inspirasie gedien vir Nike se slagspreuk, just do it. In 1977 het Gary Gilmore die eerste persoon geword wat tereggestel is nadat die doodstraf in Amerika heringestel is. Hy het 2 mense in Utah doodgeskiet sonder enige rede, sonder woede, sonder verskoning, en toe die tyd kom om te sterf, het hy net gesê, let's do it. Sy laaste ete, 'n hamburger, hardgekookte eiers, koffie en whisky. Hy het dit nie eers klaar gemaak nie, net 'n paar happies, 'n sluk whisky en toe stilte. Vir Gilmore se burgers van berusting, maak jy 'n eenvoudige hamburger met sout, peper en 'n dik sny kaas. Bedien dit met hardgekookte eiers en 'n sterk koppie koffie. Dis nie net 'n ete om te geniet nie, dis een om te aanvaar. Sy woorde en sy eenvoudige ete wys 'n man wat direk na die einde kyk. Geen spyt, geen drama, net 'n laaste daad van aanvaarding en beheer. Sommige wou vrede hê, ander wou net klaar wees,
Maar toe die volgende naam sy laaste bord kry, het hy dit geproe asof dit sy eerste ete was. Richard Ramirez, the Night Stalker. Die man wat deur Los Angeles se vensters geglip het en mense in hulle slaap vermoor het. Satan was sy simbool en sy oë pikswart het glo nooit regtig geknip nie. Toe hy gevang is, het aanhangers vir hom briewe gestuur. Hy het gelag in die hof, sy glimlag yskoud, maar hy het nooit sy laaste ete gekry nie. Ramirez het aan natuurlike oorsake in 2013 in die tronk gesterf. Hy het wel altyd gesê as hy kon kies, sou hy steak, roomys en bier wou hê. Vir Ramirez se duister feesmaal braai jy 'n steak met knoffelbotter, bedien met vanilje roomys en 'n koue alkoholvrye bier. 'n Dis wat soos versoeking lyk, maar proe na vernietiging. Hy het nie gevra vir 'n groot feesmaal nie. Net steak, roomys en bier, die basiese plesier van lewe. Selfs vir iemand wat soveel pyn en vrees veroorsaak het. En terwyl hy in die hof lag, hoor jy nie net die lag nie. Jy voel die teenstrydigheid, die siel wat geniet en vernietig terselfdertyd. Sommige moordenaars vra vir rykdom op 'n bord, ander vra vir stilte, maar soms vra iemand vir genade, selfs al verdien hy dit nie. Velma Barfield, die bidvrou met gif in haar hand. Sy was sag, beleefd, oulik en dodelik. Velma, 'n bejaarde vrou uit Noord Carolina, het haar kerels vergiftig met rotgif en dan hulle geld gevat. Sy was die eerste vrou wat na die herinstelling van die doodstraf tereggestel is en die laaste woorde op haar lippe was 'n gebed. Haar laaste ete? Cheese doodles, 'n blikkie Coca-Cola en 'n koppie koffie. Dis amper kinderlik, amper onskuldig, 'n snack vir troos, dalk vir die verlede toe sy nog iemand anders was. Vir Velma se sondige snack bedien jy net 'n bak vol kaasskyfies, soos knickknacks met 'n koue Coke, lig en vrolik, maar met 'n nasmaak wat lank bly hang, soos die smaak van skuld. Velma se laaste ete kombineer ligtheid en kindersinnigheid met bitter en refleksie. Dit is amper soos 'n laaste poging om iets normaal en menslik te hê, selfs nadat sy so donker dade gepleeg het. Van 'n vrou wat gebid het en vergifnis gesoek het, beweeg ons nou na 'n man wat die donkerte in sy eie genade gevind het, nie in gebed nie, maar in bloed. Peter Kürten, die vampier van Düsseldorf. 'n Man wat gesê het dat hy vrede vind in die klank van pyn. Hy het nie bloed gedrink omdat hy moes nie, hy het dit gedrink omdat dit hom kalmeer het. Toe hy gevang is, het hy gesê hy voel jammer, maar sy oë het iets anders gesê. Sy laaste ete was schnitzel, gebakte aardappels en 'n glas wyn. Gewone kos vir 'n ongewone monster. Elke byt was 'n laaste poging om mens te wees. Die vleis geslaan, sag gemaak, soos die liggame wat hy wou beheer. Die wyn, rooi soos bloed, maar sonder vrees. Hy het gesê, ek drink wyn, want ek het genoeg bloed gesien. Vir Kürten se laaste schnitzel, klit sy eier en meel, doop dun vleis daarin, braai tot goudbruin, bedien met aardappels en 'n klein glasie rooiwyn. Proe daaraan en dink hoe maklik gewone dinge iets griesaam kan word. 'n Gereg van vleis wat platgeslaan en gebreek word, soos die idee van beheer, van menswees self, elke stukkie broskors, 'n masker oor die rou realiteit, en die wyn, dalk 'n laaste poging om sy sonde met iets rein af te spoel, selfs al het hy sy binneste lankal gekloof tussen plesier en pyn. En so stap ons uit Düsseldorf se donker strate na die koue helder lig van 'n tronk in Utah, waar Ronnie Lee sy eie einde kyk, met steak, kreefstaart en Tolkien as geselskap. Ronnie Lee Gardner was die man wat die donkerte gehad het, 'n man met 'n lewe vol geweld, rooftogte, moord, vlug, maar toe sy laaste ure aanbreek, het hy iets vreemds gekies, vrede. Sy laaste ete was steak, kreefstaart, appeltaart en vanilje roomys, en toe het hy versoek om Lord of the Rings te kyk. Al 3. Nie vir ontspanning nie, maar vir iets anders, iets wat net hy verstaan het. Die verhaal van 'n reis, van duisternis, van skuld, van die klein stukkie lig aan die einde. Miskien het hy daarin gesien wat hy nooit self kon wees nie, 'n held wat regmaak. Terwyl die musiek van die film op die agtergrond speel, eet hy stadig, elke happie steak, elke lepel roomys, soos 'n mens wat weet dis die laaste keer dat hy smaak sal proe.
Vir Ronnie se laaste avontuur grill jy 'n klein steak tot medium rare, bedien met 'n bietjie botter bo-op, voeg 'n stukkie kreef of garnale by vir leksheid en eindig met appeltert en 'n skep vaniljeroomys. Dis 'n ete vir iemand wat selfs voor die dood nog van droom. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Van Ronnie se fiktiewe koninkryk beweeg ons nou weer terug na die werklikheid. Na 'n wêreld sonder helde of towermagte, waar die enigste ding wat oorbly 'n bord kos is en die stilte wat volg na die laaste happie. Want in elke ete lê 'n verhaal en in elke verhaal die vraag: wat sou jy eet as jy geweet het dis jou laaste keer? Party het vrede gesoek en ander wou net proe die lewe voel een laaste keer. Miskien wys dit vir ons iets oor onsself, dat selfs in die donkerste siele iets menslik oorbly, 'n smaak, 'n herinnering, 'n geur van wat ooit was. Dis hoe ons eet, want selfs in die dood eet ons almal aan dieselfde tafel. Dankie dat jy saam geluister het na hierdie episode van Dis hoe ons moer. Wees veilig daar buite en onthou, soms sit monsters nie in die donker en wag nie. Soms sit hulle oorkant jou aan die tafel.